Goed, broers en susters, hartlik welkom by vanmôre se erediensgeleentheid. Hoop dit gaan met jou goed, genadiglik, of die Here is vir ons genadiglik goed dat dit vanmôre nie so koud is nie. Dis maar altyd so 'n bietjie van 'n hartvas ding hou as dit koud word, want die gebou kan koud word, net sodat hy kan warm word ook. So vanmôre is daar nie so koud nie. Baie welkom en soos ek sê, ek hoop dit gaan met jou goed. En dan natuurlik ook vir almal uit Ladysmith gemeente. Ek het al meeste van julle kon 'n handdruk gegee het. Baie welkom ook saam met ons. Dit is altyd lekker om saam as gelowiges in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Net wat ons aankondigings aanbetref, net hier vir Danskraal gemeente. Net een of twee saakies wat ek net wil uitlig. En die 2 Julie kerkraadsvergadering, maak maar net asseblief weer nota daarvan. Ek dink is donderdag 10:00. Ek het dit so op die groep uitgesit, maar moet dit ook maar net formeel hier aankondig. Die 2 Julie. En dan vandag is ons by die 5de Koninkryk Sondag, so hier by ons net vir Ladysmith gemeente, dis mense, ons volg die kerkprogram, so ons is nou in die feeslose helfte van die jaar, dis die tyd na Pinkster, so sommige ouens praat van die soveelste Sondag na Pinkster, of dan alternatiefelik van die Koninkryk Sondag. Vandag is die 5de Koninkryk Sondag. Hierdie jaar is daar 26, afhangende van hoe die jaar loop. Partymal is dit 25, partymal 27. Hierdie jaar is 26, so ons is vandag by die 5de, en so stap ons stadig maar seker aan dan deur die jaar. Dan net die datums om te onthou, kan julle maar net van kennis neem. Die verjaarsdag wat ek net vinnig wil uitlig, die 30ste verjaar Hans. Baie geluk. Ek verstaan jy het vir jou so 5 weke vakansie verjaarsdag ergens losgedobbel of organiseer of wat ook al. Maar ja, lekker verjaar Dinsdag, en as julle Woensdag ry, hy veilig, geniet julle vakansie. Verlede jaar die dinge anders uitgewerk, so nou ja, 2 jaar is om, né? Dis hoe vinnig die tyd ook verby gaan. Ek onthou in COVID tyd, toe ek nie kon Laveld toe gaan nie, was my bek ook baie dik geweest. Maar die tyd gaan so vinnig verby, so geniet julle tyd. Dan die 3de is Michelle verjaarsdag, soos Erik, Annette, as julle dalk vergeet het, ons is maar daar om mekaar te help, so sê vas, hy moet lekker verjaar en alles wat mooi is vir die nuwe jaar. En dan die 4de Johan, sê vir hom baie geluk asseblief, Adrian, as jy nog nie weet nie, weet nie of die ander by die huis is om al reeds gereed te maak om die vetgemaakte kalf te slag en alles wat daarmee saamgaan nie, maar sê asseblief vir hom baie geluk en hy moet baie lekker verjaar. Dan het ek by ons is dit die gebruik, ons moedig maar ons lidmate aan om verskoning aan te teken vir 'n Sondag, nie omdat ons polisman wil speel nie, maar dan weet ons ten minste wanneer ouens nie hier kan wees nie. Vanmôre is hier by ons sommer 'n hele klomp mense, sommige wat siek is en ander wat net so bietjie weg is met vakansie. Fani, hy het gister vir my laat weet, en so ook Hester vanmôre, dat hulle het griep, hulle kan nie hier wees vanmôre nie, weet van ander mense wat nou nie lidmate in die NG Kerk is nie, wat ook met griep sukkel, so lyk my dit is maar 'n ding. Chris het verskoning gemaak, sommer so terselfdertyd, hy ry so elke nou en dan boontoe, dan gaan haal hy doeke, en op hierdie stadium klink dit vir my die doeke wat hy gaan haal is vir ouer mense. En hy sê, een van die sleg dinge van die ding om met die doeke te werk, is dat as hy weer by iemand kom,
die persoon wat in doeke was, dan is die persoon oorlede. So, daar is ook 'n ander kant verbonde aan iets soos doeke. Swanie het verskoning gemaak, dan Lukie en Rianda, ook sommer so, as jy vanmôre hier ingeskakel is, baie welkom. Lukie, hulle is in Durban, hulle 'n bietjie vakansie, en Rianda is weg vir die naweek, so as julle ingeskakel is vanmôre, baie welkom, geniet ook julle vakansie, naweek en julle wegkomtyd. En dan Petro en Martiens het ook verskoning aangeteken vir vandag se geleentheid. So ek en jy is in die naam van die Here bymekaar, en ek hoop ek en jy beleef dit ook so. Dit is 'n geweldige uitdaging vir 'n mens se lewe om bewus te wees daarvan dat die Here by my is, elke oomblik van elke dag. In my lewe is daar soveel tye en geleenthede dat ek probeer om bewus te wees, die Here is by my, maar daar kom soveel tye en geleenthede wat ek met iets anders besig raak, wat my aandag op 'n ander plek is en dat ek baie keer vergeet, maar die Here is by my. En daarom maak dit 'n erediens so 'n heerlike en hopelik ook 'n vreugdesgeleentheid dat ek en jy saam met mekaar vir min of meer 'n uur heeltyd daarvan kan bewus wees, die Here is hier. Dat wanneer ons sing, dan is ons fokus om die Here te loof. Wanneer ons bid, dan is ons fokus om dankie te sê en om te loof en voorbidding te doen. Wanneer ons by die preekgedeelte van die erediens stil staan, dan is dit om bewus te wees daarvan dat die Here praat met my, al is dit ook dan net deur 'n mens. En een van die aangrypende momente van 'n erediens is wanneer ons kan begin met die wete om vir mekaar te sê, die Here is hier. Dan nie net 'n stukkie van die Here nie, maar die Here in sy grootheid, in sy volle omvang en in sy aanmag. En mag ek en jy dit dan ook vanmôre, nie net tydens ons erediens beleef nie, maar ook wanneer ons later huis toe gaan, dat die Here in sy volheid by ons is. En daarom mag daar vanmôre vir jou genade en liefde en vreugde en blydskap in oorvloed wees van God ons Vader, Jesus Christus die Here en God die Heilige Gees. Ons gaan 2 liedere saam sing waarmee ons die Here wil loof. Die gedeelte vanmôre wat ons saam met mekaar gaan lees is die tema, wie is kinders van Abraham? Nou, ek hoop dat wanneer ons aan die einde van die preekgedeelte van die erediens kom, dat ek en jy opnuut weer iets sal beleef van ons eie kindskap. Kindskap wat baie jare gelede al vir ons bewerk is. Die eerste lied wat ons gaan sing is dat ons wil fokus op hierdie blye versekering wat ons het, om te weet dat die Here is ons Here en die Here is by ons, en dat ons hom daarvoor kan loof. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied en ook die volgende een. Amen.
So vanmôre gaan ek die verkorte liturgie gebruik, so ek gaan nie enigstens by die wetstil staan nie. Ek gaan, wanneer ek nou met gebed voorgaan, dan gaan ek ook die elemente van ons geloofsbelijdenis daarin opneem, en dan ook tydens die gebed, wanneer ons ook die element van vergifnis van die Here opsoek en sy vryspraak ook van hom ontvang. Maar as jy so lank wil blaai na ons skrifgedeelte, dit is Genesis 21, dit staan wel vers 1 tot 21, maar ons gaan net van vers 8 af, gaan ons saam lees en dan oor 'n klompie gedagtes in hierdie gedeelte saam met mekaar nadink. Genesis, hoofstuk 21. Nou, terwyl ons dan met die woord van die Here voor ons oopsit, kom ons buig die hoofde, ons vra dat die Here dan ook in hierdie oomblikke vir ons elkeen sal ontmoet, ons ook sal seën en dat ons ook verder van sy teenwoordigheid sal bewus wees. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir die groot voorreg om U lof te kan besing. En saam met hierdie, ten minste een lied wat ons gesing het, dis altyd tyd om U te loof. Te midde van soveel dinge in ons lewe, teenspoed, hartseer, probleme, frustrasie, dis altyd tyd om U te loof. U is die Here wat in beheer is. Juist daarom moet U geloof word, juist daarom wil ons U loof. Wanneer ons so saam met mekaar, by mekaar is in U teenwoordigheid, dan breek U grootheid vir ons dan ook onder andere daarin dat U by elke ander plek waar gelowiges vanmôre by mekaar kom oor die lengte en die breedte van die wêreld, soos wat U nou by ons is U ook daar by die ander gemeentes. Is U daar by die huise en die lewens van hulle wat by ons stroom ingeskakel is, maar wat ook by 'n radio-erediens of by 'n ander stroom ingeskakel is. Ons verbaas ons aan U grootheid. En dan nogtans, dat U in die grootheid neerbuig om klein stoffelike, verganklike mense soos ons te ontmoet. Ons nie net die hand te reik nie, maar om ook met U volheid in ons te woon. Hoe sal ons dan die anders as om U grootheid te besing nie? En soos wat ons vanmôre hier by mekaar is, Here, dan sê ons vir U dankie dat U vir ons deur hierdie week gelei het. Ons geseën het, ons bewaar het, ons versorg het. Want dank het ons lewensplan
anders uitgewerk as wat ons verlede Sondag beplan het. Maar wanneer ons nou terugkyk, dan sien ons andermal, ons was in goeie hande gewees. En na alle waarskynlikheid, Here, sal ons ergens vandag of môre weer dink aan hierdie week wat voor lê. En dat na alle waarskynlikheid ons week ook anders gaan uitwerk. Dankie dat ons kan weet, ons is in goeie hande. En so wat ons week aanbetref, Here, eie aan die mens, het ons maar die afdwaalpaaie nie noodwendig opgesoek nie, nie willens en wetens daarop beland nie, maar het dit tog gebeur, dat die eie ek veroorsaak het, dat ons weggebeur het van U. Dankie dat U ons kom haal het, en dat ons vanmôre in U hande is. Dankie dat U bereid is, en nog altyd bereid was, om vergifnis van sonde aan te bied. Ongeag, ook daarvoor wil ons U loof. Wil ons dan ons gebed vanmôre ook so afsluit met die wete, dat ons in ons gebed kan bely, U, Here, is die ewige. Sou daar enige God in hierdie wêreld of 'n ander God bestaan, dan bly hulle altyd, sou hulle bestaan, ondergeskik aan U. Want U is die enigste Here, die skepper van hemel en aarde. En dat U in Jesus Christus gekom het, om vir ons te kom wys wie die Vader is. Om met U kruisdood en die opstanding uit die dood, vir ons die nuwe weg kom wys het. En dat U deur die inwoning van U Gees vir ons wil help om elke dag kerk van die lewende Here te wees. Seën dan ons saam wees so, en ook wanneer ons nou by die woord gaan lees, laat U naam verheerlik word, en laat U koninkryk kom. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Genesis 21 vers 8. Die kind het groot geword, en die dag toe hy gespeen is, het Abraham 'n groot fees gehou. Toe Sara die seun wat Hagar, die Egiptiese slavin, vir Abraham in die wêreld gebring het, sien lag, sê sy vir Abraham: "Jaag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erf nie." Abraham het terwille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat sy gesê het, maar God het vir Abraham gesê: "Moenie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie. Luister na alles wat Sara vir jou sê, want uit Isak sal jou nageslag gebore word."
Tog sal ek die seun van die slavin 'n nasie laat word, want hy is jou kind. Vroeg die volgende môre het Abraham kos gevat en 'n velsak water en dit vir Hagar gegee. Hy het dit saam met die kind op haar rug gesit en haar weggestuur. Sy is toe weg en het in die Berseba woestyn rondgeswerf. Toe die water in die velsak opraak, het sy die kind onder 'n doringbos neergesit en 'n entjie daarvandaan gaan sit, omtrent so ver as 'n mens met 'n pyl en boog kan skiet, want sy het gedink, ek wil nie sien as die kind doodgaan nie. Terwyl sy so daar sit, het sy begin huil. God het die kind hoor huil, en die engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê, wat is dit, Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die kind daar waar hy lê, gehoor. Staan op, tel die kind op en troos hom, want ek sal hom 'n groot nasie laat word. Toe het God haar oë oopgemaak, en sy het 'n put met water gesien. Sy het die velsak vol water gaan maak, en vir die kind water gegee. God was by die kind, en hy het groot geword. Hy het in die woestyn gewoon, en het handig geword met die pyl en boog. Hy het in die Paran woestyn gewoon, en sy ma het hom met 'n vrou uit Egipte laat trou. Net daardie gedeelte wat ek saam met jou wil lees. Nou twee dinge wat ek as inleiding of net as 'n opmerking reg aan die begin met jou wil deel, is naamlik dat 'n mens by die lees van so eeueoue verhaal altyd kan dink, maar wat is die betekenis van so 'n verhaal vir my en jou lewe? En wat wil so 'n storie op die einde vir die kerk kom beteken? En ek hoop ek kan vanmôre vir jou, en ek het nou kans gehad om reeds met die gedeelte te werk, en waarvoor die Here kan dankie sê is dat hy inderdaad vir my gehelp het, omdat daar 'n paar dinge is wat ek kon vanuit 'n ander hoek uit na gekyk het, maar so hoop ek dat ek ook vir môre vir jou kan help. Die tema van môre is, soos ek gesê het, wie is kinders van Abraham? Nou in die eerste paar verse wat ons nie gelees het nie, is daar die vrolike klanke van 'n lag wat plaasgevind het. Dis toe Isak gebore is. En ons ken nou die storie van Abraham en Sara wat oud geword het en baie jare wat hulle die belofte gekry het dat daar sal vir hulle 'n kind wees en daar sal 'n nageslag vir hulle gebore word. En hulle het met jare met hierdie belofte saamgeleef totdat die belofte waar geword het en dat Isak gebore is en dat daar in die tente van Abraham gelag is. Nou so is dit met my en met jou ook, dat veral by die begin van 'n nuwe jaar, dat ek en jy ons seker elkeen op 'n manier voorneem om baie meer in ons lewe te lag. Dat die voorneme onder andere, vermoed ek, daarin lê dat die jare wat verby is en al sy swaar kry en probleme, dat ek my nie daardeur gaan laat onderkry nie, maar dat ek meer gaan lag, want die meeste mense en skrywers en slim ouens sê vir jou, dis gesond, dis goed vir die gesondheid om te lag. Maar nou weet ek en jy ook, dit vat 'n mens nie lank nadat jy so besluit geneem het nie, aan die begin van die jaar,
miskien gaan jy vandag ook weer 'n besluit neem om te sê, ek gaan hierdie week beslis meer lag. En dan gaan dit 'n mens nie baie lank vat om uit te vind dat dit nie so eenvoudig is nie, en dat 'n mens male sonder taal eerder in jou lewe by oomblikke kom wat jy wil huil van frustrasie, en dat jy wil huil van woede, en dat jy wil huil van angs. En dit wil natuurlik vir 'n mens vra, maar hoe rym dit met die boodskap van geloof? Die geloofslewe sê mos ek en jy behoort aan die Here. Ons het dit net nou saam met mekaar in die gebed bely. Ons behoort aan die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hoe rym ons blydskap dan met die geloofslewe? En die antwoord daarvan lê natuurlik reeds in die gedeelte van Genesis 3. Daar waar alles skeef geloop het, daar waar ons die storie van die mens ontdek, wat ongehoorsaam was, wat verkeerde besluite gemaak het, en wat veroorsaak het, dat daar 'n tragiese nadraai van die sondeval was. En as ek en jy, en so wil ek glo, elke mens in hierdie lewe, ook hulle van wie ek al in boeke gelees het, en hulle met wie jy skouers skuur, elke mens wat deeglik kennis neem van hierdie ramp, want dit is wat die sondeval was. Niks anders as 'n ramp wat plaasgevind het nie, want ons is in iets gedompel wat vir ons elke dag probleme en frustrasie veroorsaak. En wie in sy lewe deeglik kennis neem van hierdie ramp, sal baie vinnig en sal maklik ervaar hoekom vreugde so maklik gedemp kan word. Ek het die hele tyd gewonder, maar ek moet maar tog sommer net die voorbeeld gebruik. Ek weet nie hoekom dit so baie keer met my moet gebeur nie. My storie het eintlik net so 'n bietjie van 'n langer storie, want baie van julle wat weet dat ek was my motor en ek hou my kar netjies. Daarom verkies ek ook nie om tussen baie ander motors te gaan parkeer nie, want mens weet mos, mense maak deure oop en party mense kan nou nie veel omgee hoe groot hy sy deur oop maak nie, so dan probeer ek altyd op 'n plek stop waar ek eenkant is. En dalk is daar baie van julle wat al gesien het, hier by Spar, ek stop nie in Spar se parkeergronde nie, ek stop altyd bo in die straat. En by daai straat is daar 'n paal. En hoekom dit altyd so moet gebeur, dat wanneer ek by my motor kom, dan is daar altyd iemand wat die paal staan en gebruik as 'n toilet. En daarom wil ek vir jou sê, dat hoekom jy moet kan verstaan, hoekom ons met hierdie ding in ons lewe, en vinnig vreugde gedemp kan word, oor dinge wat rondom ons plaasvind. Maar ook in Abraham se tente was daar nie altyd 'n gelag gewees nie, want die sonde het ook daar sy uitwerking en sy intrek gehad. En sonde is die een ding wat ek en jy vir mekaar kan sê, sonder uitsondering. Sonder uitsondering bring die sonde altyd hartseer. En daarom wil hierdie verhaal, hierdie storie vanmôre gaan oor geloof en ongeloof, oor vreugde en droefheid. En daarom is die belangrike vraag dan nou, maar wie is dan almal kinders van Abraham? Waarskynlik is dit vir my en vir jou wat in die Nuwe Testamentiese tyd leef, dalk nie so 'n moeilike vraag om te antwoord nie, want ek en jy ken immers die Here Jesus. En ons weet dat die woord vir al die Nuwe Testament leer vir ons
wie in Christus is 'n nuwe mens, en Hebreërs skryf baie breedvoerig daaroor, dat hulle wat in Christus lewe, bestaan, hulle self bevind, is mense wat deel is van Abraham se nageslag. Maar in die Bybel, en so sal 'n mens dit ontdek, dat dit nou nie altyd so eenvoudig is, dat wanneer 'n mens hierdie vraag hanteer oor wie is kinders, of wie is almal kinders van Abraham nie. Want in die Bybel word daar nie altyd volgens die natuurlike en die vanselfsprekende gang van die lewe gehandel nie. Dis die verrassende van God, is dat hy die lewe altyd op 'n manier vir 'n mens oopbreek wat ek nooit gedink het is moontlik nie. Vir so baie dinge in die lewe dink ons, dit is die normale verloop van die lewe. Dat jy moet gebore word, en skool toe gaan, en werk, en op pensioen gaan, en doodgaan. Dit werk nie altyd so nie, ons weet dit is ook so. En daarom wil hierdie storie van Abraham se kinders vir ons leer, dat daar 'n onmiskenbare verband tussen geloof en ongeloof en die hartseer van hierdie lewe bestaan. Die onafwendbare stryd tussen geloof en ongeloof word voortdurend gestry. En daar's 4 stemme wat ek vanmôre net kortliks met jou wil deel, wat ons vinnig uit elke hoek na elkeen van hierdie stemme, soos wat dit in hierdie storie na vore kom, gaan kyk om vir ons te wil help om by hierdie antwoord uit te kom, naamlik wie is dan almal kinders van Abraham? Die eerste stem, alhoewel ons dit nie as 'n stem hoor nie, weet ons dit is 'n stem, en dit is Ismael se lag. In Abraham se verhaal word daar baie gelag. Want telkens soos wat Abraham op reis is, en die Here homself bekend maak, en daar dinge is wat Abraham op pad wees met God, leer en ervaar, dan word daar gelag in die geloof. Net so mense so 'n bietjie vroeër in Abraham gaan lees, dan het Sarah gelag. Die lag van die geloof, nê? Hoe is dit moontlik dat 2 ou mense van 100 jaar, byna 100 jaar, hoe is dit moontlik dat daar 'n kind gebore kan word? En dan gebeur dit, en dis die lag van die geloof, maar as hierdie keer gelag word, is dit nie so 'n mooi lag nie. Ismael se lag is 'n spotlag, vol wrevel en haat. Hoekom? Want Ismael was tot nou toe was hy die enigste erfgenaam gewees, die enigste kind. Hy was die een wat in Abraham se skoene moes geloop het, Abraham se eie vlees en bloed. En toe verskyn Isak. Skielik, ontydig, onverwags op die toneel. En God kom krap Ismael se planne heeltemal deurmekaar en ry dit in die wiele. En daarmee natuurlik voel Ismael dat hy veronreg is. Dat die dinge waarop hy aanspraak gemaak het, en die dinge wat hy in sy lewe gehoop het, en dalk miskien self oor gedroom het, dat hy gesien het, dat hierdie droom spat in skerwe. En in sy magtelose woede neem hy 'n spottende en 'n krenkende houding teenoor Isak in. Want alles is mos Isak
se skuld. As Isak nie daar was nie, as Isak nie gebore was nie, dan sou sy lewe anders daar uitgesien het. Die tweede stem is dan nou natuurlik die stem van 'n woedende moeder. Want Sara is woedend. Hierdie gelag van Ismael kan sy nou net eenvoudig nie meer verdra nie. Maar elke keer as sy na Ismael kyk, dan is daar 'n paar dinge wat sy na alle waarskynlikheid in haar lewe raak gesien het. Die seer wat daar in haar lewe was, dat sy nie kon kinders hê nie. Elke keer as sy vir Ismael sien, dan herinner dit vir haar daaraan dat sy nie kinders kan hê nie. Herinner haar aan haar eie onvermoë. En iets waarby ons net nou weer gaan terugkom, dat elke keer wanneer sy na Ismael kyk, dan sien sy, word sy in diepte geherinner daaraan, dat daar ergens in haar lewe, saam met haar man natuurlik, 'n geknoei was. Want die Here het beloof. En ek en jy weet, as ons die Bybel raak lees en reg lees, dat die Here hou woord. Die Here het nog nooit op sy woord teruggegaan nie. En ook ek en jy beleef dit baie keer, dat telkens wanneer ons na iets in ons lewe kyk, dat ons ook herinner word aan die tyd van ons lewe, in ons lewe, dat ons ook ongelowig was. Maar kortom, Ismael is niks anders as 'n vernedering vir Sara. En nou is Isak gebore, en die bordjies is verhang. En Hagar hoef haar nou nie meer so aanstellerig te hou nie, en per slot van sake, sy is net 'n slavin en niks anders as 'n gebruiksartikel nie. Maar Ismael? Wat van Ismael? Dis nie asof 'n mens sommer net iemand wat gebore is en wat deur die toelatende wil van God daar is, sommer net een kant toe kan skuif nie. Ismael is Abraham se kind. En 'n kind by 'n slavin van Abraham. En sou Hagar beslis kon gedink het dat sy minderwaardig is en dat Ismael 'n bedreiging vir Isak is, naamlik dat die toekoms wat God beloof het deur Isak, dat dit in gevaar gestel word. So die vrou moet weg. So betoog Sara, en so is daar woelinge in die tent van Abraham. Die derde een, die stem wat ons raakloop, is dan nou natuurlik dalk nie 'n stem wat ons regtig raakloop nie, maar 'n stem wat ons kan indink, wat in 'n baie diepe wroging met homself is. En dit is nou 'n vader wat tussen twee vure lewe. In hoofstuk 16 Genesis het ons dit nou al lankal raakgeloop, want dit was presies dieselfde geval gewees, en toe was Ismael nog nie eers gebore nie. Hagar het toe besluit homself op die vlug te slaan, en nou is die probleem eintlik net veel erger, want daar is 'n kind, en hierdie kind is sy kind. En Sara eis dat hulle weggestuur word, wat net een ding kan beteken, dat wanneer Abraham vir Hagar en Ismael wegstuur, dat daar net een uiteinde vir hierdie vrou en haar kind kan wees. En dit is die dood. Wanneer sy in die woestyn ingestuur gaan word, beteken dit net een ding, dat sy en haar kind 'n aaklige dood in die gesig staar. En daarom vroeg Abraham 'n worslei, want aan die een kant het Abraham die kind, het hy vir jare geïdealiseer.
En toe is die kind gebore en het hy gedroom oor hierdie kind wat die nageslag gaan wees. En toe word Isak gebore en aan die ander kant is hy die wonderkind. Hoe moet hy maak? Sekere vraag wat ek en jy maar ook in ons lewe baie keer ook maar vir ons moet vra. Hoe maak 'n mens in oomblikke van nood? Die vierde stem is dalk die stem wat die belangrikste is. En die vierde stem is na alle waarskynlikheid die stem waaraan ons die meeste aandag moet gee. Is na alle waarskynlikheid die stem wat ons in ons lewe moet hoor en is die stem waarvoor ons onsself moet oopmaak, dat daardie stem ook met ons kan praat. En dit is natuurlik die stem van God. God se antwoord vir hierdie storie is baie verrassend. God gee Sara geluk. Hagar en die kind moet weg. En so gee die Here ook vir Abraham hierdie opdrag dat dit moet gebeur, en met hierdie beslissing van die Here begin daar 'n verhaal van trane. Die geheim, as ek dit so kan uitdruk, of die bril wat ek en jy moet opsit dat wanneer ons hierdie verhaal lees, is natuurlik dat ons in aanmerking moet neem dat wanneer die Here oor dinge dink, wanneer die Here oor sy mense dink, wanneer die Here oor hierdie lewe dink, dan dink hy altyd anders as wat ek en jy dink. En die manier wat God oor hierdie wêreld en oor sy kerk en oor sy mense dink, is dat dit altyd vanuit 'n hemelse perspektief gesien en benader moet word. En hierdie storie wat gaan oor Hagar wat weggestuur word of uiteindelik weggestuur word, is nie 'n God wat 'n ongevoelige God is nie. Dit wil ook nie vir ons vertel van 'n God wat wit broodjies het. Ook nie van 'n God wat onregverdig is nie. Maar dis 'n God wat hom met hemelse feite besig hou. En daarom as ons nie hoor wat die Here wil sê nie, en as ons nie moeite gaan doen om God se stem op die einde te hoor en ook vir ons lewe te hoor nie, sal daar altyd net 'n eensydige uitslag op enige storie wees. En sou dit ook so wees dat 'n mens Abraham en Sara van allerlei dinge sou kon beskuldig, maar juis omdat God betrokke is daar altyd 'n ander kant waaruit 'n mens nie net na hierdie storie, maar waarin ek en jy ook na ons lewe moet kyk. En hoe lyk dit van God se kant af? As God na Ismael kyk, dan sien hy twee mense. En sien hy in Ismael die vrug van Abraham en Sara se ongehoorsaamheid, ongeloof en ongeduld. Hy sien twee mense wat gedink het aan 'n kitsoplossing, wat hulle lewe in hulle eie hande wou neem en self planne wou maak, terwyl dit eintlik maar beter sou gewees het
om dit in God se hande te los. Begin ek en jy iets daarvan te hoor? Ook wat ons eie lewe aanbetref, ook ons voorneme vir hierdie week, en ook vir baie ander dinge. Ismael is die produk van ongehoorsame en ontevrede mense se eie beplanning. Isak is 'n geloofskind. Die kind wat mense moet laat lag. En daarom gaan dit vir God oor baie meer as 'n jaloerse ma, of 'n radelose pa, of 'n weerlose kind. Vir God gaan dit oor die voortbestaan van sy kerk. En as ek en jy vanmôre iets daarvan in ons lewe kan beleef, as ons iets daarvan in ons lewe al raak geloop het, dat ons kerk is en dat ons die Here se is, dan kan ek en jy weet, dit is waaroor dit vir God gaan. Oor die voortbestaan van sy kerk. En ter wille van sy kerk en sy naam en sy koninkryk kan die vrug van geloof en ongeloof nooit onder een dak bly staan nie. Tussen kerk en wêreld kan daar en mag daar nooit verbroedering wees nie. Want kerk en wêreld en geloof en ongeloof is twee teenstrydige pole. En daarom mag 'n mens nie ter wille van omstandighede toegee aan die versoeking om die grense wat daar tussen lig en duisternis bestaan tot niet te verklaar nie. Kan ek dit weer vir jou sê? Ter wille van omstandighede. Watter omstandighede ek en jy ook al in die lewe aan kan dink oor hoekom 'n bepaalde ding geregverdig moet word. Dit mag nooit gebeur dat ons in die versoeking kom om daardie grens wat tussen lig en duisternis bestaan, dit weg te vee. Dit moet ons lewenslange missie en ons lewenslange plig tot gehoorsaamheid wees om mense van die lig te wees. En wanneer die Here nou self sorg dat 'n noodsaaklike skeiding gemaak word, dit is wat nou gebeur, is dat die Here sê vir Abraham, stuur vir Hagar en die kind weg. So die Here kom maak self hierdie skeiding. En dan kan ek en jy onsself indink hoekom dit 'n verhaal van trane is. Maar die oorsaak van trane, dis dalk waar ek en jy moet regop sit vanmôre en waar ons dit dalk baie mooi moet hoor. Die oorsaak van trane in 'n mens se lewe is nie 'n onregverdige God nie. Die oorsaak van hartseer moet by ongehoorsame en kleingelowige mense gesoek word. Ek en jy, sondaars, saai self die saad van onkruid. En in so baie gevalle dan vertroetel die sondaar, ek en jy, vertroetel ons daardie plantjie. En as die vrug na vore kom en hy bitter smaak, dan word God verwyd. Veel van ons en hoeveel mense is daar nie wat ons ken,
wat God verwyd oor verkeerde keuses nie. Vir mense in die wêreld wat God nie verwyd dat hy ooit toegelaat het dat daar 'n moontlikheid bestaan dat die mens kon sonde pleeg nie. God het ons so wonderlik geskape dat ons met 'n eie wil geskape is en dat ons kan kies. Die aangrypende is egter dat God bemoei hom wel met dorings en dussels. God het die mens lief wat so swaar gebuk gaan onder die bitter gevolge van die sonde. En daarom sorg God vir 'n plan. 'n plan van behoud en herstel. En daardie plan is God besig om in ons lewe in werking te stel. Daardie plan is God van Abraham se tyd af mee besig om dit in werking te stel. Daardie plan het vir ons redelik groot oopgegaan met die koms van Jesus Christus. Want die plan wat die Here het, is dat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal aanbreek. Die plan wat God in werking gestel het, is naamlik dat op hierdie nuwe hemel en aarde, dat God lof en eer en dank sal ontvang van alle volke, nasies en tale. En hiervoor was dit nodig dat Hagar en Ismael weggestuur sou word, dat Abraham vir hulle sou laat pad daardie dag, dat hulle moet wegtrek, sodat Isak, God se kerk, beskerm kon word. Ek sluit af. Wie is dan nou kinders van Abraham? Galasiërs 4 vers 28 tot 31, hulle wat in geloof aan God verbonde is. Dit wat Jesus Christus kom bewerk het, wat 'n wonderlike, heerlike, onuitspreeklike voorreg, dat ons vanmôre kan sê en kan lees, hulle wat in geloof aan God verbonde is. Galasiërs 5 vers 1, die stryd tussen Isak en Ismael duur voort. Ons sal dit môre en oormôre, sal ons dit weer in ons lewe ervaar. Matteus 6 vers 24, Jesus het self gekom en verkondig, dat daar 'n duidelike skeidslyn tussen kerk en wêreld loop. En as ek en jy vanmôre op grond van ons geloof in Jesus Christus na hierdie verhaal kyk, dank die Here dat God sy kerk in stand hou en dat hy tussen dorings en dussels werk en sy liefde bekend maak. Amen. Here, dikwels, en daarvoor sê ons vir U dankie, het U nie ook die planne wat ons in ons lewens gehad het om deur mekaar krap nie. Want U werk tot behoud van U kerk. Hoe U met ons besig is, dankie Here dat dit op die einde net daaroor gaan dat ons die Vader sal leer ken en in sy huis sal tuiskom. Ons bid vir onsself, Here, die week en ons lewe wat vir ons voorlê,
dat U ons altyd sensitief sal maak, dat daar ook nie in ons lewe 'n verbroedering sal plaasvind tussen lig en duisternis nie. Dat ons nie sal saai om vrugte te oes wat bitter smaak nie. Maar altyd in die vreugdevolle wete te lewe. U is koning van ons lewe. Seën dan so vir ons in hierdie week. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met die laaste lied. Ons gaan eers kollekte opneem. Ons het by ons in die laaste Sondag van elke maand, dan het ons 2 kollektes, 'n bankkollekte en ook deurkollekte. Dan gaan die deurkollekte spesifiek vir Bybelverspreiding, so ek gaan eers daarvoor geleentheid gee, asseblief. Kom ons sluit ook met hierdie lied af, Herder Heer. There is
Broer en suster, ontvang die seën van die Here, gaan leef met die wete dat die Here by my en by jou teenwoordig is en dat hy saam met ons deur hierdie lewenspad op pad is. Ontvang die seën van die Here en gaan dan in sy vrede. Die genade van ons God en Vader en Seun Jesus Christus en die Heilige Gees sal elke dag by my en by jou wees, totdat Jesus eendag weer op die wolke verskyn. Amen.